Dis my so 'n voorreg om weer vandag na te dink saam met julle oor wie God is en waarmee hy besig is in ons lewens. Nou, gister het ons ontdek dat God vir ons ritmes gee. Ritmes wat ons harte teruganker by hom, vasmaak aan hom. En ons het ook vir mekaar gesê dat aanbidding baie meer is as maar net musiek om liedjies te sing. Want aanbidding is 'n lewe wat antwoord op God se liefde vir jou en vir my. Maar dit laat 'n belangrike vraag ontstaan. Hoe gebeur dit? Hoe kry 'n mens dit reg om God met jou hele hart lief te hê? Baie van ons dink dalk die antwoord is eenvoudig. Vir sommige mense is dit, ons moet net harder probeer. Ek moet vir die Here wys, ek is besig, ek is aan die gang. Ek gaan meer bid, ek gaan meer Bybel lees. Doen. En ons dink as ons doen, is dit 'n bewys van ons liefde vir die Here. En hierdie ding is goed, maar dit is nie waar liefde vir hom begin nie. Luister hoe die Here deur die profeet Hosea met sy mense praat. Hy sê, ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan my eerder as brandoffers. Hierdie woorde laat my en jou dink, is dit nie? Die volk het gedink, God soek in die eerste plek hulle offers, hulle rituele, hulle dade. Maar God sê, ek verlang eerste na jou hart. Bly net vir 'n oomblik by hierdie gedagte. God soek nie eers wat uit jou hand uitkom nie. Hy verlang na jou hart. En hoekom? Omdat liefde nog altyd die hart van verhouding was. En dis nou maar die ding, liefde kan nie afgedwing word nie. Dit groei. En dit is presies wat ons in Jesus sien. Jesus het nie aarde toe gekom om mense bang te maak vir God nie. Hy het gekom om vir ons te wys hoe die Vader regtig is en lyk en optree. Hy raak aan mense wat ander vermy. Hy eet saam met sondaars. Hy vergewe mense. Hy kom herstel mense. En uiteindelik gee hy sy lewe aan die kruis. En wanneer ons na Jesus kyk, ontdek ons hoe God werklik is. Hoe beter ons hom leer ken, hoe natuurliker word dit om hom lief te hê. Want liefde is altyd 'n antwoord. Dis 'n antwoord op iets wat God gedoen het. Johannes leer dit vir ons. Hy skryf, ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek dink dis regtig een van die mooiste verse in die Bybel. Johannes sê nie ons moet lief hê sodat God ons sal lief hê nie. Hy sê ons kan lief hê omdat God ons eerste lief gehad het. En dit verander regtig alles. Ons lees nie ons Bybel om God se liefde te verdien nie. Ons lees dit om hom beter te kan leer ken. Ons bid nie omdat ons bang is hy gaan teleurgesteld wees as ons dit nie doen nie. Ons bid, want hy gee vir ons die geleentheid om tyd saam met hom te spandeer, om sy hart te leer ken, as kinders by hom te kan wees. Aanbidding begin dus nie by inspanning nie. Aanbidding begin by verwondering. Hoe beter ons God leer ken, hoe natuurliker word ons antwoord. En daardie antwoord noem die Bybel aanbidding. So, wanneer jy vandag tyd saam met God spandeer, doen jy dit om iets by hom te verdien, of om iemand beter te leer ken, wat jou reeds lief het? Kom ons bid saam. Vader, hierdie is 'n geweldige waarheid. Ons het lief, omdat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat dit U hart is. Dankie dat U ons uitnooi na 'n lewe van liefde. Mag ons vandag ook maar net weer eens oortuig word van die feit, U het ons lief, nie op grond van ons prestasies of hoe goed ons is nie, maar op grond van die feit dat U ons Vader is en U ons gemaak het. En dit kom vra ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou mag elkeen van julle vandag God se goedheid en sy vrede in julle lewe beleef.